Jalan het vaai oor my. Laat het vaai oor my. O, laat die gees van God nou vaai oor my. Laat het vaai oor my. Laat het vaai oor my. Laat die gees van God nou vaai oor my. O, laat het vaai oor my. Laat het vaai. Laat het vaai oor my. Halleluja. Laat die gees van God nou vaai oor my. Laat het vaai oor my. O, laat het vaai oor my. O, laat die gees van God nou vaai oor my. O, laat het vaai oor my. O, Here, laat het vaai. Here, laat het vaai oor ons. O, laat die gees van God nou vaai oor ons. Ja, laat het vaai oor. Laat het vaai. Halleluja. O, laat die gees van God nou vaai oor my. O, laat het vaai oor my. Laat het vaai oor my. O, laat die gees van God nou vaai oor my. Laat het vaai oor my. Laat het vaai oor my. Laat die gees nou vaai oor my. O, laat het vaai oor my. Laat het vaai oor. O, laat die gees van God nou vaai oor my. Laat het vaai oor my. Laat het vaai
laat die Gees. Vader, ons dankie dat ons in hierdie oggend na U toe kan kom in die mooi naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Dankie Here Jesus dat ons in hierdie dag weet
dat U is die groot God, wat die hemel en aarde is gemaak deur U, tot U, vir U. En ons eer U, dat ons dan so in hierdie dag na U toe kan kom, en Here, soos ons gesing het, witter dan die sneeu, was my in die bloed van die lam, witter dan die sneeu, is U woord. Here, ons sien in Openbaring, hoe dat hulle wat in die verdrukking gegaan het, hulle klere wit gemaak het, rein gewas het, in die bloed van die lam. Dankie, Here. Een ding wat ons verseker is van, en dit is, dat die bloed van die Here het op hierdie aarde gevloei, om hier te bly. Halleluja. Tot die dag van U wederkomst na die verdrukking. Dankie, Here Jesus, dat selfs die 7 jaar van verdrukking baie mense gereinig sal word deur U bloed. Oortuig word deur die Heilige Gees. Halleluja. Van sonde, geregtigheid en oordeel. En baie van die kinders sal in daardie tyd hulle klere wit maak en rein was in die bloed van die lam. Dis U onfeilbare woord. Maar Here, terwyl ons nog nie daar is nie, dat ons altyd daarna sal strewe en dit sal doen, dat ons klere wit sal hou, rein sal was in die bloed van die lam. Here, want dis die enigste pad na die ewige lewe, is om deur die bloed te kom. Halleluja. En Here, deur U bloed kan ons klere wit was, rein maak. Halleluja. Sodat ons as verlostes eendag in die ewige lewe sal wees saam met U. Baie, baie dankie dat ons dan 'n voorreg het om in hierdie dag so saam te wees. Ons dankie, Here, dat die Heilige Gees die een is wat ons nou leer en lei in die hele waarheid. Dis my gebed in hierdie dag, Here, dat ons nie net sal glo in 'n waarheid nie, maar in die hele waarheid van die woord. Alles wat geskrywe is, sodat ons daardeur kan lewe en daardeur ook dan die ewige lewe sal kan beerwe. O Here, want die woord is betroubaar. En ons bid in hierdie môre, wanneer ons nou gaan luister na U woord, dat elke oor bestryk sal wees met die bloed, sodat dit in ons lewe in vervulling kan kom wat die woord sê. Laat hom wat 'n oor het hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En Here, U het elke ding, elke gemeente wat die Gees aan die Here, wat die Gees van die Here sê. Halleluja. Elke gemeente, Here, spreek van al 7 gemeentes. En ons dankie, Here, dat U spreek nie met die een so, met die ander iets anders nie. Omdat U woord deur die bloed kom, omdat U self deur die bloed gekom het, bly die woord van God dieselfde. En die Heilige Gees leer ons net uit die U woord. Baie, baie dankie, dat ons dan in hierdie dag kan ontvang dit wat die Here vir ons wil gee. Deur te luister met ore wat kan hoor. Halleluja. Verheerlik U naam in hierdie oomblik, Here, terwyl ons ook saam bid vir almal wat siek is. O Here, hulle is almal by U bekend. En ons weet dat deur U wonde waardeur U bloed geloop en nog steeds loop vir ons. Halleluja, deur daardie wonde het daar genesing gekom vir almal wat siek is. O Here, U het gesê, gaan maak die siekes gesond. En Here, ons kan bid vir hulle en ons weet dat die Here maak gesond. Raak elke sieke aan, verheerlik daardeur die groot naam en ons prys. So wat ons saam
ook vir elke gebedsversoek. Here, dit is so wonderlik om te weet dat U gesê, halleluja, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sê uit ja, en jy moet my eer. U het ook gesê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. En Here, hierdie gebedsversoeke is mense wat rus soek. En dit kan alleen gebeur wanneer U vir hulle die wonder laat gebeur en elke gebedsversoek antwoord tot verheerliking van U naam. Baie, baie dankie dat U dit kan so doen vir elkeen. So dank ons U, Here, dat ons al hierdie wonderlike reën ontvang het. Dankie daarvoor. Ons prys U en ons loof U ook vir die reën wat al reeds geval het en wat nog val. En ja, Here, selfs die plekke waar het droog is, laat dit daar ook sal reën, laat U ook daardeur verheerlik word. Alles wat ons in die naam vra, sê U woord, dit sal U vir ons doen. Seën nou U woord in elke hart, elke oor die waarheid van die woord sal ontvang, en laat dit in hulle binneste uitgegiet word, sodat ons deur U woord kan lewe. Prys U wonderlike naam. Baie dankie daarvoor, in Jesus se naam. Amen en amen. Prys die Here. Ons is dankbaar om so saam te wees, en ons groet U almal in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. En ek is pastoor Flippie Gerber, en my telefoonnommer is 082-874-1705. Ons het die afgelope tyd gepraat oor kruisiging, en ons het gaan deel ook wat in die tyd sal gebeur wanneer die Here Jesus nog op aarde is, na 40 jaar. Ek wil net dit vandag vir U sê. Die Here Jesus wat opgestaan het, is in 'n verheerlikte liggaam. Die oomblik toe hy opstaan, toe word die verganklike oorklee met die onverganklike. Dit sê die woord in 1 Korintiërs 15. Dis waarmee ons bekleed sal word by die wederkoms van die Here Jesus. En Christus het so opgevaar na die Vader, want hy kan alleen met die verganklike liggaam wat nou verheerlik is en met onverganklikheid bekleed voor die Vader verskyn met sy eie bloed. Halleluja. En dit meen dat die bloed is ook saam met die liggaam verheerlik en is oorklee met onsterflikheid. Dis waarom die woord baie duidelik stel dat Jesus self het deur die water, die bloed en die getuienis van die Heilige Gees, toe die doping met die Heilige Gees gekom. Halleluja. En hy bly vir ewig so. En dit is wat ook vir ons beskore is, dat ons by die wederkoms, die liggaam sal opstaan, hy sal verheerlik word en met onsterflikheid bekleed word, sodat ons vir ewig sal lewe, gees, siel en liggaam, soos wat ons nou is, maar net verheerlik. Prys die Here. En dit is baie belangrik om al hierdie goed te weet, sodat ons nie in die warm kom oor wat werklik met ons gaan gebeur nie. Prys die Here. En ons dank die Here dan ook dat ons in hierdie dag by die woord van die Here kan stilstaan. Ons het al so baie dinge gehoor oor die woord van die Here, en ek wil net verder gaan met die woord van die Here. Alles wat die Here Jesus na die tyd gedoen het, nadat hy opgestaan het, terwyl hy in 'n verheerlikte liggaam tussen mense gewandel het, het hy nog steeds die evangelie verkondig, siekes gesond gemaak ensovoorts. Maar is interessant dat die wêreld het hom nie erken nie. Want die woord sê, hulle sal my nie ken nie. Hulle sal my nie sien nie, hulle sal my nie ken nie. In die 40 jaar wat die Here, 40 dae wat die Here op aarde was. Halleluja. En die belangrikste wat die Here Jesus elke keer bevestig het, is die woorde van God. Die woord van God. En baie duidelik het hy dit gestel dat dis nie my woorde nie, dis die Vader se, maar die Vader het my gestuur om hierdie dinge onder julle te spreek. En dit meen net die Seun van God die Vader alleen is waardig om die volle evangelie
aan ons te kan kom oordra. God, die Vader, kon net sy seun vertrou om dit te doen. En alles wat uit die mond van die Here Jesus gekom het, was en is nog steeds die waarheid. Ek wil iets verduidelik in hierdie dag wat min mense besef. En dit is, wanneer ons na die kruise gaan kyk, dan sien ons, daar het baie dinge gebeur, terwyl die Here aan die kruis gehang het, maar daar is iets wat by die kruis ook gebeur het, wat baie belangrik is. En dit is dat die woord van die Here sê, ek meen hy beklemtoon het in die Ou Testament en in die Nuwe Testament, hy sê, en hulle het sy klere verdeel. Nou, die boekleed wat hulle verdeel het, het hulle in 4 gedeel. En hierdie ding is vir my interessant, dat die boekleed het nate gehad. En daarom kon hulle dit in 4 dele skeer, want hy het 4 nate gehad. Hulle het dit in 4 geskeel, elkeen het sy deel gevat. Maar toe kom hulle by die onderkleed, en hulle kan hom nie verdeel nie, hulle kan hom nie skeer nie. Want die woord sê dat die onderkleed was van bo tot onder aan mekaar geweef. Dit meen, as ek het so kan sê, van die hemel tot op die aarde, is hierdie boekleed by die onderkleed aan mekaar geweef. En dit het die Here eendag vir my gewys, en toe gaan baie dinge vir my ook. Maar wat die Here vir my gewys het, die boekleed moes in 4 gedeel word, want dit stel die 4 evangelies voor. En ons kry die 4 evangelies apart. Is 1 kleed, boekleed, maar uit 4 dele. En dis die 4 evangelie word voorgestel. Selfs wanneer jy tabernakel in die woestyn gaan, waar jy by die poorte ingaan, is ook 4 kleure. Daar is 4 kleure. Nuwe Testament is het 4 dele van die boekleed. Die 4 evangelies. Jy stel die hele tyd die 4 evangelies voor. En toe hulle by onderkleed kom, toe kon hulle dit nie doen nie. Dit meen 1 persoon het dit gevat. En hierdie was vir my so wonderlik, toe die Here dit vir my wys, dat die onderkleed is, ek wil amper sê, binne-in die 4 evangelies. Maar wat ek sê, binne-in, want die onderkleed is in werklikheid, as jy na dit gaan kyk vandag, die boekleed, maar dit bly steeds die onderkleed. Die onderkleed is die hele woord van Genesis 1 tot Openbaring 22 vers 21. Hierdie woord wat ek en u het, is die onderkleed. En wat interessant is, Paulus sê, hy sê ek is in baringswie oor julle, totdat Christus sy volle grootte in julle tot sy volle grootte in julle kry. Wat hier gebeur, is dat ek moet in die onderkleed pas. Die boekleed word oor alles gegooi. Dit meen, ek moet in hierdie woord, dis waarom die woord sê, bekleed julle dan met Christus. Waarmee? Met die hele woord. En bo-oor is die 4 evangelies. Onderkleed is hierdie woord. En ek wil net dit vandag sê. Die woord beskryf Christus. Dis vir my so wonderlik, dat die woord van Genesis 1 tot Openbaring 22 beskryf wie die woord is. Dit help nie, ek ken die skrifte nie. Maar ek ken nie die woord nie. Want die woord is nie skrifte nie. Die woord is Christus Jesus, wat die gesalfde woord van God is. Hy's 'n persoon. Halleluja. Die oomblik wat jy die Bybel oopmaak, lees jy oor wie hierdie persoon is.
Halleluja. Maar net die Heilige Gees kan my leer en lei in die hele waarheid. Dis waarom die Here die Heilige Gees aan ons gegee het en die Heilige Gees vir ons gestuur het om ons te hinder aan al die woorde wat die Here Jesus gespreek het, want die Heilige Gees kan alleen die onderkleed verklaar. Ons daarin leer en lei. Die Heilige Gees alleen. Geen teologiese college met al sy doktersgrade kan jou leer uit God se woord nie. Nie een. O, jy sal skrifkennis kry. En jy sal skrifte aan mekaar verbind. Maar daar is geen openbaring daarin. Halleluja. En as ek en u nie in die onderkleed inpas nie, dan gaan daar net een ding gebeur, en dit is, ons gaan nie bekleed wees met Christus nie. Want hierdie kleed is aan mekaar geweef, van bo, van die hemel af, tot op die aarde. As jy die kleed kan uittorring, sal jy een lang garingdraad kry, as ek het so kan uitdruk. Maar dat kan nie. Kan hom uit mekaar uittorring, wat die woord van die Here Jesus sê. Die Here Jesus sê, selfs in dit in die Nuwe Testament, dat die woord van God kan nie gebreek word. Nou, wanneer die woord van God nie gebreek kan word nie, kan ek nie 'n teorie vorm uit 'n paar tekste nie. As jou hele teorie wat jy verkondig, nie van Genesis 1 tot Openbaring 22, as dit nie, ja, as jou teorie nie deur dit bevestig word nie, dan het jy 'n valse teorie. Geen nie om waarin jy glo. As jy nie die hele skrif kan inbring nie. En daar's baie valse teorieë vandag, en die predikers probeer alles om hierdie valse teorie wat hulle verkondig, dat dit aan mekaar gevleg kan word, stukkie, die woord moet gebreek word, sodat die mense kan sien wat hulle preek. Halleluja, hierdie teorieë wat hulle het, dat die mense moet nie agterkom, dis die valsheid nie, nee, hulle word so aan mekaar gebind, wat hulle probeer die onderkleed uit mekaar uit kry. En wat hier gebeur is, elke valse leerstelling word in die 4 evangelies beskryf. Nie breedvoerig nie, maar die Here het gesê, dit sal so gebeur, dit sal so gebeur, dit sal so gebeur, dit sal so gebeur. En selfs dit wat in die Ou Testament is, sê Paulus, dis voorbeelde en waarskuwings aan ons, wat aan die einde van die eeuwe gekom het, en ek en u het aan die einde van die eeuwe gekom. Is hierdie eeuw waarin ons is, die eeuw van die opstanding? Baie moontlik, baie moontlik. Dis waarom die Here Jesus in Lukas dit so duidelik gemaak het. Hy praat van hierdie, en dan gaan dit gou vir die lees, ek het al 'n paar keer oor hierdie skrif gepraat, maar dit lyk van my, hoe meer 'n mens die waarheid verkondig, hoe meer mense word weggedryf van die waarheid af. Want die valse predikers, wat valse teorieë verkondig, hulle staan teen die waarheid op, en hulle trek rond, en hulle maak series, hulle skryf boeke, ensovoorts, sodat dit waarin hulle glo, hierdie teorieë wat hulle het, dat die mense net daaraan moet aanhang, hulle moet dit aanhang. Hulle moet nie luister na hierdie ene, na daai ene wat die waarheid verkondig, nie, hulle moet net dit wat hulle preek, daai teorieë van hulle, moet aangehang word. Nou, ek wil dit so sê, ek kan dit nie eens so noem nie, maar ek wil dit so sê, dis soos tooiings, is tooiings wat hulle het. Hulle het nie die hele onderkleed nie, hulle het niks.
Halleluja. En die boekleed, die 4 evangelies, word gebruik vir die meeste dwalinge uit God se woord. Die 4 evangelies. Want die duiwel probeer alles om die woorde van die Here Jesus as niks te beskryf. Dat het eintlik niks beteken. En ek wil nou vandag vir iets sê. Daar is baie kinders van die Here wat die woorde van God, die Here Jesus nie meer ag. Baie. Halleluja. En dit is waarom die Here Jesus dit gesê het in Lukas, en ek wil dit net graag gou lees in Lukas 20 in. Hy sê hierdie mooi woorde. Ek het nou gevra, lewe ons nie miskien en in die eeu van die opstanding, dat hierdie eeu, dit meen hierdie 100 jaar wat vir ons voorlê, ons is al 25 jaar daarin, is dit die laaste eeu? Julle sê nee, dis sommer nou, o nee. Daar's een ding wat al hierdie valse leerstellings uitlos, hulle preek nie daaroor nie, is oor die langmoedigheid van God. Dis waarom die woord sê dat die langmoedigheid van God sal talm net soos in die dae van Noag. 120 jaar, die Here laat Noag bou aan 'n ark vir 120 jaar. Die ark kan gou klaar gewees het. Maar die langmoedigheid van God het alles gered. Dit meen 120 jaar gee die Here aan die mens rondom Noag die guldige geleentheid om hulle tot die Here te bekeer. En die Here God is so genadig, hy laat die ark bou vir 120 jaar talm. Hy sê, en by die wederkoms van Christus gaan dit net so wees. Ons lewe in die tyd van die langmoedigheid van God. Halleluja. Prys die Here. En Petrus sê dit vir ons so baie mooi. Ek met die wederkoms, die Heilige Gees was 'n belofte. Daar's 'n paar beloftes wat geestelik is, wat met die geestelike dinge te doen het. Die wederkoms is een van hulle. Dis nie 'n vleeslike koms nie. Dis 'n geestelike koms. Want die Here Jesus kom in 'n verheerlikte liggaam. Hy is in die gees, want hy kon met sy verheerlike liggaam deur die mure loop om by die disippels uit te kom. En Petrus sê hierdie woorde. Hy sê dit in 2 Petrus 3 vers 8. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie. Ek wil die 5de vers lees. Hy sê, want moetswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van God. Moetswillig. En hierdie 8ste vers, hy sê, maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie. In die Engelse King James, sê dit baie mooi, ek gaan dit in Afrikaans sê, hy sê, en moet dit nie nalaat of ignoreer. Geliefdes, dat eendag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. Dit meen die Here beskou een dag as 1000 jaar. Dit is 10 eeue. 10 eeue.
Halleluja. Nou sê hy, 9de vers, die Here vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige van ons vergaan nie, maar dat almal gered kan word. Maar die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Wat sê Petrus hier? Hy sê die Here vertraag nie sy belofte van wat? Van die dag van die wederkoms nie. Hy vertraag dit nie. Halleluja. En hierdie is in my wonderlik. Petrus beskryf, daar sal 'n vertraging wees sover die wederkoms van die Here aangaan. Waarom? Want is in hierdie tyd wat die lankmoedigheid van God sal talm soos in die dae van Noag. Dae van Noag was dit 120 jaar. Ek wil net weet, hoe ver is ons in die tyd van lankmoedigheid? Want daar moet nog dinge gebeur. Wat moet gebeur? Voordat die Here kom. Nou, die woord van die Here sê, die afval sal kom. En die afval sal in die huis van God plaasvind. En die oordeele van God sal in die huis van God plaasvind. Hierdie ding wat mense verkondig, ja, ons kan nie in die verdrukkinge gaan nie, want ons is nie onder die oordeele van die Here. Die woord sê, dat die oordeele van God sal in die huis van God begin. En ek wil vandag vir u sê, die oordeele van God het al klaar in die huis van God begin. Want die volk van God het weggedwaal van die Here af, veral die Pinkstervolk. Hulle het weggedwaal van sy woord af. Hulle glo teorieë wat nie bestaan in God se woord nie. Hulle het afvallig geword. Al die danse wat in hierdie wêreld gedoen word, het hulle oorgebring na die kerk. Nou is dit 'n geestelike dans. Ek kan nou net een ding, en dit is dat in die tyd toe ek in Pinkster gekom het op 11 jaar, 'n broer was daar nie plek vir, ek wil amper sê, harddikte van wêreldsgesindheid toelaatbaar in die kerk. Niks. As jy vandag die wêreld wil dien, gaan kerk toe. As jy wil gelykvormig word aan hierdie wêreld, bly in die kerk. Want hierdie dinge gebeur voor julle oë. Jy sit in 'n gemeente wat al hierdie hulle verf die kerk se ceiling en die mure, alles, gordyne. Dis alles swart en dan sit so pers, vuil swart. Halleluja. Dis die kleur van die Babylon, die moeder van die hoere waarvan die Openbaring skrywe. Halleluja. Want die kerk wil in die duisternis wees. Hulle soek nie die lig nie. Nou dink hulle, dis die gees van die Here daar binne. Het jy al in so 'n plek ingestap waar hulle werklik in hierdie duisternis is? Daar kom in 'n oomblikse tyd 'n gees wat jy oortuig en sê, wel hierdie mense is nie te sleg nie, hulle is alright. Ek wil vandag vir u sê, die lankmoedigheid van God talm, want daar is sommige van ons, Petrus sê, wil weer lees, die Here vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering kom. Hy praat met wie? Met die kerk, Petrus. Hy praat nie met die wêreld nie. Al hierdie teorieë wat julle glo, sal veroorsaak dat die lankmoedigheid van God nog langer
vertraag, of die wederkoms vertraag word onder die langmoedigheid van God, want die Here wil nie hê dat sommige van ons vergaan nie. 'n Broer, hy gaan ons deur die vuurproef sit. In Suid-Afrika, mense verloor hulle werk as gevolg van regstellende aksie en BBE en ek weet al hierdie aanslag op die mensdom, of het nou wit of swart of maak nie saak wat se kleur die persoon is. Ons dink is net op die wit is. O nee. Die swart is lê ook daaronder, die Indiërs, die kleurlinge, almal lê daaronder. Maar ons het die grootste aanslag. Ons sien hierdie dinge gebeur. En ons bly glo in die leuen van 'n wegrapping. Ons is die bruid, huwelik in die hemel, en dat die regtes toe in die hemel gaan plaas. Jy bly dit glo. Ek wil vandag Suid-Afrika waarsku. Die Here God gaan julle in die drukgang plaas, want hy wil hê julle moet gesuiwer word. Nou vra mense, nou hoekom gaan ons nou, Suid-Afrika is in 'n verdrukking. Die kerk, kom ons sê, die mense wat sê hulle is Christen, hulle is in 'n verdrukking. Hulle is in 'n verdrukking en hulle besef dit nie. Weet jy waarom? Want die oordeele van God het al reeds in die kerk begin, nie net in ons land nie. Reg oor die wêreld. En as jy oplet, sal jy sien dat die Here werk nie meer saam met die kerk. Daar is sommige gemeentes, ek praat van gemeentes, maar nie denominasies nie. O nee. Die Here werk nie meer saam met die denominasies nie. Hy werk nog saam met gemeentes wat die waarheid glo. Halleluja. Waarom? En in al die ander gemeentes, die wat die waarheid nie meer glo nie, wat hierdie valse teorieë glo wat verkondig word. Jy sien hoe gaan daardie gemeentes agteruit geestelik. Ooit die getalle groei. Ooit verseker. Wat Paulus sê dit, hulle sal van 'n menigte leraars versamel. As daar 'n menigte leraars versamel word, hoe baie is hulle dan wat hierdie mense, dat hulle oor afgekeer het van die waarheid af? Halleluja. Omdat hulle die waarheid nie meer lief het nie. Nou, groei hulle. Hulle groei en hulle maak vir hulle leraars by mekaar om hulle in die gehoor te streel. En daarom sê Petrus die volgende: maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Halleluja. Nou sê die 12de versie, 2 Petrus 3. Hy sê die 11de vers, hy sê terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle wees in 'n heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms en die dag van die Here verwag en verhaas. Halleluja. Hierdie is interessant. Geen mens kan dit verhaas nie. Niemand kan, want niemand van ons weet hoe lank die langmoedigheid van God. Dit meen, as ek dit wil verhaas, dan wil ek die langmoedigheid van God uit die weg kry. Dis waarom hulle aangaan, hulle sê, nee, die Here gaan nou, gaan 'n wegrapping plaas, nou, voordat die tempel gebou gaan word, en ek het dit al reeds vir u gesê, dat ek glo en ek vertrou daarin, dat die tempel nog in hierdie 4 jaar wat Trump in beheer is, gebou gaan word. Voordat daar
'n sogenaamde wegraping gaan plaasvind. Nou, want daar is nie 'n wegraping nie, maar as jy vir die volgende 4 jaar kan bly lewe, gaan jy sien wat gaan gebeur. Hierdie ouens wat jy sê vandag, en dan sê hulle nee, die Here, dit is eintlik eers dan vat hulle so 2-3 maande verder. Elke keer stel hulle tyd. Hulle verhaas die koms van die Here. En dit gebeur so, want hulle glo dit en hulle verkondig dit aan die mense, dat dit gaan nou gebeur. Ek wil vandag vir jou sê, dit sal nie gebeur. Sê jy vir my vandag, hoe lank sal die langmoedigheid van God wees? Die vertraging van die wederkoms van Christus, hoe lank gaan dit nog wees? Kom, antwoord my. Bepaal 'n sekere tyd vir die langmoedigheid van God. Jy kan nie. Nee, die wegraping is nie onder die langmoedigheid nie. Die langmoedigheid sal seker eers na die wegraping begin. 'n leenaar uit die put van die hel is jy. En die mense glo dit. En die gevaarlikste ding wat jy kan doen, is om nie God se woord te glo nie, maar om 'n leuen te glo wat verkondig word. 'n teorie wat nie bestaan in God se woord nie. Halleluja. En hierdie is vir my so wonderlik, dat Petrus dit sê, en ek wil net teruggaan na Lukas. Halleluja. Ek het die vers al baie keer gebruik, maar ek wil hom weer gebruik. Ek het nou gevra, is hierdie eeu waarin ons is, nie die laaste eeu nie? En nou sê die Here Jesus, Lukas 20 vers 34. Toe antwoord Jesus en sê vir hulle, nou, ek wil net vir 'n oomblik stil staan hier. Wie het hierdie Sadduseërs geantwoord? Die Here Jesus. Hierdie Sadduseërs wat glo, daar sal die opstanding wees nie. Die Here Jesus het gespreek. Nie Johannes nie, nie Paulus nie, nie Jonah nie, Jesaja, niemand het ooit dit geantwoord, soos wat die Here Jesus dit gedoen het nie. Want die Here Jesus weet wat alles gaan gebeur. Nie Jimmy Swaggart nie. Nie Hagee nie. Ek kan hulle almal op die naam, al hierdie groot predikers wat so oor 'n wegraping aangaan en ons is die bruid. Nie een van hulle sou dit ooit kon spreek as die Here dit nie gespreek het nie. En dis wat die Here gespreek het. En as enige prediker anders te spreek, dan is hy 'n kind van die duiwel. Want dit is die duiwel wat die Here Jesus versoek het vir 40 dae en 40 nagte. Dit is die duiwel wat vir Eva versoek het. Dit is die duiwel, ek kan dit so opnoem. Ek wil nie eens sy naam baie noem nie. As jy iets anders spreek, as wat in hierdie gedeelte geskryf staan,
dan spreek jy uit jouself en die duiwel is jou vader. Dit sê Johannes 8, gaan lees dit. En ek wil dit nou lees, soos wat die Here dit geantwoord het. Toe antwoord Jesus en sê vir hulle, die kinders van hierdie eeu, halleluja, is jy hier? Ek weet, is jy nog hier? In daardie tyd van die Here Jesus, was in die eerste eeu van, en dis nou al, hoeveel eeuwe? 2000 eeuwe, dis 2000 jaar. Later, en die Here Jesus sê in die begin, die kinders van hierdie eeu, want dis die begin van die eeuwe wat kom. Hoor wat sê die woord. Trou en word in die huwelik uitgegee. Halleluja. Glo jy dit? Glo jy dat die Here Jesus het dit werklik gesê? Kom ons kyk 'n bietjie. Wat sê Matteus 24? Halleluja. Die 38ste versie. Want net soos hulle was in die dae van Noag, van die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan voordat die sonvloed gekom het nie. So sal ook die koms van die seun van die mens wees. Luister mooi, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. En die Here praat toe in Lukas 20, van die 34ste versie, die kinders van hierdie eeu, hy sê daar, so sal het wees by die koms van die Here. Hulle sal eet, hulle sal drink, hulle sal vrolik wees, hulle sal trou en in die huwelik uitgee. En die Here Jesus sê hierdie woorde, die kinders van hierdie eeu trou en word in die huwelik uitgegee. Maar, die wat waardig geag word, om in daardie eeu, waar die eeu, so sal het wees, by die koms van die seun van die mens, in daardie eeu van my koms. Nou word niks gepraat van 'n wegrapping. Van my koms na die verdrukking. Dit sê ook in Matteus 24. Wil ek weer lees, maar die wat waardig geag word om daardie eeu van my koms en die opstanding uit die dode te verkry, waar? By my koms na die verdrukking. Trou nie en word nie in die huwelik uitgegee nie. En jy wil vandag vir my sê, daar gaan vir 7 jaar 'n huwelik in die hemel wees, daar gaan getrou word in die hemel, en die Here Jesus is die bruidegom, en ons is die bruid, en dit sal in die hemel plaasvind. Gee vir my een skrif, wat net 'n aanduiding gee daarvan. Daar is nie een nie. Jy kan vir die volgende 40 jaar, kan jy hierdie skrif deurwerk. En as al antwoord wat jy gaan kry, daar sal nie in die hemel getrou word, of in die huwelik uitgegee word nie. Dit sal nie gebeur nie. Daar sal nie 'n 7 jaar van 'n huwelik in die hemel wees nie. Ek kan nie glo
gesonde verstand het, dit kan aanneem en glo dat dit so sal wees, nadat die Here gesê het, dit sal nie so wees nie. En moet nie kom sê, ja, maar die wegrapping is 'n geheime ding. Dis reg, laat dit dan 'n geheime ding wees. Maar die trou, en om 'n huwelik uit te gee in die hemel, is geopenbaar. Dit sal nie plaasvind nie. Jy kan dit nie in die geheim hou nie. Want die Here het dit openlik gepraat. Maar nou glo jy, terwille van 'n wegrapping, glo jy, nee, maar daar sal eene wees. Dis alles in geheim. Ja, ons sal dit nie weet nie, jy lieg. Want die Here het klaar die klomp fariseërs en die skrifgeleerdes en die sadduseërs en al hierdie mense geopenbaar om vir hulle te sê, daar sal nie huwelik in die hemel wees of getrou word nie. Ek wil nou vandag vir jou vra. Wie glo jy? Kom, wie glo jy? Glo jy die woorde van die Here Jesus? Dit wat hy gesê het, of glo jy die woorde van hierdie klomp valse predikers, valse leraars, wat vir julle vertel, daar gaan 'n huwelik in die hemel wees. Wie glo julle? Kom, wie glo julle? Nou sê hulle, nee, die 4 evangelies is vir Israel, dit niks met die heidene te doen nie. Is dit nie interessant nie? Dis weer die 4 evangelies. Want die boekleed kan hulle uit mekaar trek soos hulle wil, maar nie die onderkleed nie. Halleluja. En wat interessant is, Paulus in 1 Tessalonisense 4, wat hy praat van die wederkoms van Christus en ons vereniging met hom, 2 Tessalonisense 2 vers 1, ensovoort, so kan ek aangaan. Paulus het net beskryf dit wat by die wederkoms gaan plaasvind. Hy het nie 'n wegrapping beskryf nie, hy beskryf wat gaan met die wederkoms plaasvind, want met die wederkoms sal ons weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, so sal ons altyd by hom wees, en so sal ons saam met hom afgaan na die Olyfberg toe, die dag as hy kom na die verdrukking, dan sal die wegvoering eers plaasvind. Bewys dit anderste. Kom, ek probeer hierdie evangelie in eenvoud te verkondig, want jy moet net verstaan, want die Here sê dit in Matteus 24, hy sê, en dit nie verstaan het, en die Here weet, daar's baie kinders van God wat nie verstaan nie, want hierdie klomp valse leraars het vir hulle valse teorieë verkondig, en nou verstaan hulle nie wat die woord sê nie. Jy beweeg op die gevaarlikste terrein van jou lewe. Want die Here gaan eendag vir jou vra, het jy my woorde geglo? Het jy hierdie skrif wat jy het, hierdie Bybel wat jy gehad? Manne het hulle met hulle bloed betaal om hierdie Bybel geskryf te kry. Net dat die volk van God 'n Bybel kon hê. En jy wat nog niks gelei het vir Christus. Niks. Jy wil vir Paulus vertel, jy wil vir die Here Jesus vertel, dit is nie soos hy sê. Jy het nog geen druppel bloed vir die evangelie vergiet nie. Pas op Suid-Afrika, dat die Here nie julle in die pers sit, sodat julle bloed ook vloei, terwille van hierdie woord nie. Moenie dink jy sal weggaan nie. Die woord sê, die afval sal in die huis van die Here begin. En die oordeel sal begin. En ek vrees vir dit, dat Suid-Afrika alreeds onder die oordeele van God begin het. So ek sê, mense verloor hulle werk. Ek meen, waar dit by die gereg kom, word die blanke volk onregverdig
beoordeel en geoordeel en word daar uitsprake gelewer oor hulle wat glad nie nodig was nie. Terwyl die kwaaddoeners beskerm word. Nou vra baie mense, is ons nie miskien klaar aan die verdrukking? Ek wil net vandag vir iets sê. Die Here is ons groot genade. Hy het groot genade oor ons. Ek praat van Suid-Afrika. Want God, die Vader, kan die lankmoedigheid laat loop, sodat daar ook aan ons reg verskaf kan word. Maar baie keer, voordat daar aan ons reg verskaf word, sal daar eers bloed vloei. Paulus sê, julle het nog nie ten bloede weerstand gebied teen die sonde nie. Die Here weet, julle het nog, dis waarom julle allerhande sondes en wêreldgelykvormigheid, wêreldsgesindheid in die kerk toelaat. 'n prediker, 'n Pinksterprediker, wat 'n baar begin het, en dit gaan so goed, hy gaan nog eene oopmaak. En wat sê ons? Prys die Here. Ons is onder die bloed, en die Here bedek ons sonde deur sy bloed, hy sien ons sonde nie raak nie. Ek wil vandag vir iets sê. Jy kan dit maar glo. En al is dit so. Hierdie woord sal jou sonde eendag uithaal. Hierdie woord. Al is dit met die groot wit troon oordeel. God se woord sal jou sonde daai dag openbaar. Moenie dink by die regterstoel gaan verbykom nie. Nee, jy gaan geloon ontvang vir wat jy kwaad gedoen het of goed gedoen het. Dit meen by die regterstoel sal hierdie woord van God jou sonde openbaar. Ja, maar ek gaan nie veroordeel word nie. Veroordeling is heeltemal iets anders. Dit meen die word hel toe gestuur. Jy kom by die oordeel. Ons gaan by die woordoordeel staan, want Christus self gaan die regterstoel wees die regter op die regterstoel wees. Ons sal voor hom verskyn en ons sal loon ontvang vir wat ons in hierdie liggaam gedoen het, goed en kwaad, en die loon wat ons ontvang sal bepaal word hoe gehoorsaam ons was aan God se woord. Dat is waarom die Here gesê het, ek oordeel nou nie. Hy sê, maar die woorde wat ek spreek, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Weet jy wat is die laaste dag? Die laaste dag is die wederkoms van Christus. Maar jy kan nie so sê, pastoor, as nog 1000 jaar. Kom maar sê nou vir jy, die laaste dag van genade, bloed, enzovoort, sal die dag wees wanneer die Here Jesus kom. Maar dan is die genade tyd verby. Dan is die plant en die oes en die saai en die maai, alles is verby. Kom ons lees verder wat sê Lukas. Maar dit lees, maar die wat waardig geag word om in daardie eeu en die opstanding uit die dode te verkry, jy moet waardig. En daar is dit iets wat jou waardig maak. Deur die bloed, en dit is die woord van God. En die boekrol is die Here Jesus. En die boekrol is dit vir my geskrywe, o God, om u wil te doen. Hy sê, en deur hierdie wil is ons gereinig. En hierdie boekrol is dit vir ons opgeskrywe, o God, om u wil te doen. Hierdie boekrol sal die dag oopgemaak word, wanneer ons voor die regterstoel van Christus staan, hier op hierdie aarde. Want ons sal hier loon ontvang, dis waarom daar opstanding gewees, sodat almal wat al reeds in Christus gesterf het, ook hulle loon kan ontvang. Waar? Hier op aarde. Daar by die Olijfberg. En daar gaan 50% wees wat loon ontvang
omdat hulle goed gedoen het. En daardeur sal hulle die ewige lewe ingaan. En daar sal 50% wees wat kwaad gedoen het. En hulle deel gaan in die paskyp wees. Halleluja, dis God se woord. En nou sê die Here Jesus, hy sê trou nie en word nie in die huwelik uitgegee nie. Nou wil jy verwag julle verwag dat God die Vader vir sy seun in die hemel 'n huwelik moet laat plaasvind, sodat ek en u met die bruidegom kan trou en in die huwelik uitgegee word. Wie dink jy is jy? Wat se dwaasheid is dit? Ek wil net vir jou sê, hou dit aan preek, glo daarin. Hou dit aan asseblief. Jy sal voor die regter van almal, en dis God die Vader, sy seun, hy het voor hom gestaan. En hy het gesê, in hierdie boekrol is dit vir jou geskrywe om my wil te doen. Ek is die regter. Dis waarom Daniel sê, en die gereg het gaan sit. En die ouwe van daar was daar. Hy sê in die volgende vers, hy sê, ek het gesien, op die wolke kom een in, soos die seun van die mens, en hy het voor die ouwe van daar gestaan. Die gereg het gaan sit. Christus het voor die gereg verskyn. Voor sy Vader. Dis waarom hy aan die kruis kon uitroep. Getsemane het uitgeroep, as het u wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar nie my wil, laat u wil geskied. En hy sterf met 'n gebroke hart, want sy eiendom, die mens, Israel, ons, het hom nie aangeneem. Hy sterf alleen. Hy sterf met 'n gebroke hart. Smarte en pyn. Hy was bekend met krankheid. Halleluja. En toe hy aan die kruis uitroep, dit is volbring. Wat is volbring? O God, om u wil te doen. Die my wil nie laat u wil geskied. Christus het eintlik uitgeroep, Vader, ek het u wil volbring. Dink jy vir een oomblik, God die Vader gaan jou in die ewige lewe inlaat, as jy nie die woorde wat die Seun gespreek het, glo en daarvolgens lewe. En nou wil verder gaan. Hy sê, want hulle kan ook nie meer sterwe nie. Nou interessant, toe Adam en Eva in die tuin gelewe het, hoekom het Adam en Eva die gemeenskap gehad in die? Waarom is daar nie kinders verwek? Jy moet mooi luister wat hierdie prediker vandag vir jou sê. Want Adam en Eva was sonder son. Heilig
skoon, rein, met heerlikheid bekleed. Dit meen, Adam en Eva was met wit klere gekleed. Want vir die eerste keer het hulle gesien hulle is naak toe hulle gesondig. Maar terwyl hulle in hierdie heerlikheid gewandel het, het nie een gesien hulle is sondig so. Hulle is kaal. Waarom? Die woord sê, wat is die mense kind wat hy aan hom gedink het? En hy het hom weinig gemaak as engel, en hy het hom met heerlikheid bekleed. Adam en Eva was met heerlikheid bekleed. Julle wat net dink daaraan, en altyd hierdie vuil gedagtes het, Adam en Eva was kaal gewees. En die evangelie wat vandag rondgaan, hoor wat ek sê, hulle laat toe, dat die volk van God al kaler raak. Die volk van die Here, van al die vrouens, is nie skaam om hulle liggame te vertoon nie. Maar waarom gebeur het? Want Adam en Eva het gesondig. Toe sien hulle dat hulle naak is. En die heel eerste ding wat die Here vir hulle gedoen het, hy het vir hulle klere gemaak. Die Engels praat van 'n garment, ons praat van 'n rok. Wat 'n lae vertaling is dit, rok. Garment, gaan beskryf 'n garment. 'n kleed. Nie ek en jy weet hoe die kleed gelyk het nie. Maar hulle twee was soos engele in die tuin, met heerlikheid bekleed, het met God gewandel in die aandwindjie, waar die Here met hulle twee gepraat het. En toe hulle som, toe is hulle naak. En dink jy, dat die Here gaan met ons in 'n huwelik ingaan? Halleluja. Net omdat predikers 'n valsheid verkondig, dat daar 'n troue en 'n huwelik uitgegee gaan word in die hemel vir 7 jaar. Kom maar sê nou vir jou. Nie die seun van God sal terugkom of wegraping, in 'n wegraping betrokke raak voor die wederkoms van die Here. Ag, voor die verdrukking nie. Nie die seun van God nie. O nee. O nee. Dis waarom hy gepraat het van die wederkoms na die verdrukking en ons vereniging daar. Want die Here Jesus het geweet, aan die tyd van die einde, sal hulle kom met al hierdie leuns en valshede. En hulle sal die volk van God mislei. Uit die woord. Sodat hulle, kom maar sê ek nou weer, sodat hulle maagdelikheid sal verloor. En die kerk is besig om te hoereer met die duisternis en met die werke van die vyand en met die sonde van die lewe, wat alles word nou goed gepraat, alles word goed gekeer, en alles is net reg, is al wat ons bepreek, eenmaal gered, altyd gered, en die genade, die bloed van die Here word een kant toe gestoot, die kruis word een kant toe gestoot, en daar word fout gevind in dit, halleluja, maar die sonde word nie meer geopenbaar nie, die sonde word nie meer gebreek nie. En die volk van God staan naakt. Wat het weer lees. Adam en Eva kon nie sterwe. Hulle sou nooit gesterf. Maar toe hulle sondig, toe sterf hulle.
die ewige dood, en later het hulle ook die vleeslike dood gesterf. Maar daardie dag toe hulle sondig, toe sterf hulle die ewige dood. En ek is so dankbaar dat die Here het my nie gered van die hel nie, maar hy het my uit die hel het gered. Dis verseker. Hy het my uit die hel het gered om my van die hel te bewaar. Adam en Eva se ewige siele, daai dag toe hulle sondig, toe sterf hulle siele in ewige dood. Die liggaam wat agterna gekom het, is nie wat saak maak nie. Dis waarom die Here sê, moenie onvrees wat die liggaam doodmaak nie, want dis niks. Maar vrees hom wat die liggaam sowel as die hel, die liggaam sowel as die siel in die hel kan werk. Vlees en siel sal hel toe gaan. Baie, nie as gevolg van sonde, maar omdat hulle die woord van die Here Jesus nie glo en daarvolgens vat. En dit verkondig. My broer, my suster, dis nie daai prediker wat voor die Here gaan staan vir jou. Dis jy wat daar gaan staan. Wat gaan jy maak as die Here daai dag vir jou vra? Wat het jy gedoen met my woord? Waarom het jy my woorde nie geglo? En ek wil vandag vir iets sê. Volgens hierdie skrif sal ons nooit die bruid word nie. Die Here Jesus praat baie mooi en hy sê ook, ek wil dit net noem, ek sal nou klaar maak, maar ek wil dit net noem. Halleluja. Dat ons as sy kinders, ons is duur gekoop deur sy bloed. Uit elke stamvolk, daar is een taal. As die 4 evangelies net vir Israel is, dan het ons geen saligheid. Wat ek sê, dan het die heiden geen saligheid. Weet jy waarom? Want dit is baie duidelik uit die woord uit. Die Here het die heiden gevat en het die heiden deel gemaak, net soos wat die Here vir Abraham gesê het, dat die mans wat die slawe wat vir julle werk, elke man moet besny word en die kinders van die slawe moet ook op die 8ste dag besny word, want hulle is deel van die huishouding en ons het deel van die huishouding geword. En nou wil julle ons in Israel weer skei van mekaar af. Julle is swakker as die ou klomp Sadduseërs wat gepraat het van die opstand, hulle het nie daar geglo nie. Julle het geen verstand nie. Julle het julle maagdelikheid verloor. En ek wil vandag vir jou sê, 'n maagd is nie 'n bruid nie. Maagd beteken net een ding, dat hy man en vrou is skoon, rein en hulle is onbesmet. Dis wat maagdelikheid beteken. En ons is maagde. Ons moet rein, skoon, wit, alles wees. En dit kan ons net word deur die bloed. En die Here Jesus, hy wou seker maak, hy het nie net seker gemaak nie, maar hy het hierdie ding gedoen, en hy het dit gesê, dat ons is gemaak konings en priesters vir sy God en Vader. En die ganse woord staan nergens dat God die Vader of die Seun het ons bruid gemaak. Dit staan nergens in die woord. Ek wil net dit sê, as ons konings en priesters gemaak word, en Christus is die koning en die hoëpriester, dan wil die Here vir my sê, dat ons as konings
gaan met 'n koning trou. Ons as priesters gaan met 'n priester trou, in 'n huwelik uitgegee word. Dis 'n gruwel in die oë van die Here God. En weet jy wat? Die Here gaan jou net dood eenvoudig uitwerp na die uiterste, buitenste duisternis, na die ewige hel. Om ons as mens te vergelyk met hom en hy met ons. Kind sal ons bly, vriend sal ons bly. Hoë priester en koning sal ons bly. Ons is niks meer. En ons word broers en susters. Dis waarom het so belangrik is, dat ons na die woord van die Here moet kom. En kyk daarna. En ek wil vandag vir jou sê, die Here Jesus, uitgeroep aan die kruis, dit is volbring. Ek het u wil volbring. Daarom sê die Here in Matteus 6:7, is nie hulle wat Here, Here sê wat in die koninkryk van die hemel sal gaan, maar dis hulle wat die wil van my Vader doen. As jy vandag moet sterwe, voor jy sterwe, sal jy kan uitroep soos die Here, dit is volbring. Here, ek het u woord volbring. Ek het die wil van die Vader volbring. Ek het die woorde wat die Seun van die Vader gespreek het met ons, ek het hulle volbring, jota en titel. Halleluja. Wat sal jy antwoord? Halleluja. Jy het die woord gehoor. En jy sal eendag antwoord moet gee. Selfs hier. Prys die Here. Raak ons slaaf van hierdie valse teorieë. Dink daaraan, dat jy is in die langmoedigheid van God en ek. Dit is my interessant. Die mense raak in hierdie tye baie ouer as vroeër jare. Ek wonder net of dit nie is as gevolg van die langmoedigheid van God, sodat sommige van ons nie verlore moet gaan. As 'n lied wat sê, He washed my eyes with tears, so that I can see. Turn your eyes upon Jesus. Al jou oë van die predikers af, met al hierdie teorieë. Draai jou oë op die Here Jesus, en die oomblik as jy dit doen, sal die lig van die waarheid jou binneste bereik. Halleluja. En jy sal eendag kan sê, dit is volbring. Ek het u wil gedoen. Vader, u Seun het u wil volbring. En ons as mens is verplig, ons wat u kinders, om net soos u Seun, u wil te volbring. Here, u ken ons swakheid. Ja, Heer. Soms is dit swaar om by die volle waarheid te bly. Want daar sal verdeeldheid kom tussen vader en seun, dogter en moeder. Kinders onder mekaar, as gevolg van u woord, wat u wil is. Baie dankie, Here, dat ons sing, doen slegs u wil, doen dit met my en Here, maar as ons dit nie toelaat,
sal U wil nooit in ons lewe ten volle vervul word. Ons wil in hierdie dag uitdruk. Nie ons wil nie, Here, maar laat Vader se wil ook in ons lewe sal geskied, sodat ons waardig kan wees om uit te roep, dit is volbring, aan die einde van ons dae. Dankie vir die wonderlike woord. Seën dit in elke hart, en laat die Heilige Gees elkeen sal leer en lei in die hele waarheid, sodat U beeldnis op elkeen van ons lewe sal skyn. Uit ons lewe sal skyn. U verheerlik word en ons dank U daarvoor. Amen en amen.